Goed, ek gaan begin deur te begin by Michael. As ons kyk na diere self afrond en Goonie self afrond in hierdie wêreld en dit is altyd wêreldspesifiek. Maar sekere dele in die wêreld wat bitter maklik is om 'n dier af te rond en diere af te rond. Maar as ons kyk na diere afrond en markgereed kry in julle spesifieke wêreld, sal jy sê dit is werklik vir julle op hierdie stadium in die moeite werd? Dit is definitief. Ek het sê dit middel laas jaar begin daarmee. Ek moet sê ek het 'n bietjie gesukkel, maar ek het gesukkel om my stelsel of my plaas reg te kry. Hoe ek voer mix, hoe ek my goeders doen en wat ek kan gebruik. So toe ek daai triks uitgesort het, definitief. En dit is ook in my opinie 'n groot is 'n mindset. Van jy moet dit reg kry, jy doen dit reg, jy moet ook elke dag self daar staan en net kyk, maar definitief in ons area en jy kan dit ek gebruik ook die Jesepos en wat nice daarvan is, ek gebruik wat ek gebruik of ek gebruik die produkte wat op my plaas is wat die beste is en die maklikste is. Dit gaan so 'n klip in die bos gooi voor ek na my volgende vraag toe gaan. Ek dink een van die moeilikste en jy kan verander. Die moeilikste is as jy myself begin afronding, self jou diere gereed kry vir slag, is daai eweslik die paycheck wat aanskuif. Maar jy nie meer kalvers direk aan die voerkraal verkoop nie. As jy enigiemand vir my sê hoe julle dit prakties gegaan het, sê maar dis ook hierdie enetjie gaan oorwin want dit is regtig nogal as dit jou kontantvloei is hierdie seisoen. Hoe gaan mens te gaan om te sê man ek wil nou my stelsel verander, ek wil my kontantvloei bestuur. Is daar iemand wat my hierdie vraag kan antwoord? So toe ons begin voer het, was eintlik ek het 70 kalvers gehad wat ek gespeen het en ek was geoffer R4.500 'n kalf vir daai 70 kalvers wat is R300.000 wat ek sou gekry het. En vir my om die koeie te gevoer het daai jaar was meer as dit. So ek het 'n skoon verlies gemaak as dit daar die voerkraal verkoop het. Toe gaan kyk ek hoe Lagner hulle maak daarso met hulle voerkraal en toe begin ek dit daar by my en ek het R300.000 in die beeste ingesit om R1.1 miljoen uit te slag en was 160 dae daarna. So in my kontantvloei het ek R900.000 meer gekry as wat ek sou. Ja, dit het 'n bietjie ekstra moeite gemaak, maar ons almal kan met R900.000 meer uitwerk. En dit was op my eerste speen cycle. Ek het toe later in die jaar nog 'n 90 gespeen en weer gevoer en dieselfde resultaat gekry. So in terme van jou cashflow, dit maak deure oop vir jou wat jy kan regtig vorentoe uitbrei met jou bees. Ek sal sê baie van die keer dit maak dit bietjie moeilik want jy moet jou rou materiale vooruitkoop want dit is net beskikbaar sekere tye van die jaar. Dit maak jou cashflow dalk 'n bietjie beseer in die begin, maar nadat jy begin het en jy's in die cycle dan sê en dan kom jy oor dit baie maklik. Vir my het ek dink dit was grootste verskil wat ons op ons plaas gedoen het in 20 jaar. Kyk, ons is almal koringboere en ons verstaan finansiers. So die beste was ek dink ons het te lank op koring gekonsentreer en koring moet gefinansier word, maar ons het nooit aan gedink op beeste kan gefinansier word of die voeding van beeste kan gefinansier word nie. En as jy nou jou finansier toe gaan as alles te bank of 'n landboumaatskappy, kan jy nou toe gaan en 'n voorlegging doen en sê ek het 50 osse wat ek wil voer, dit gaan my R5.000 kos om te voer. Ek praat met die COVID begroting. Ek kan wel sê dit gaan soveel dae vat, dan word ek die kalvers geslag en dis. So jy kan hulle 'n begroting afvoer hê en ek dink min van hulle gaan onwillig wees om dit te finansier, want dit is nie dat jy 'n 2 of 3 jaar projek vat, dit is 120 of 60 dae, 140 dae projek wat jy aangaan. En ek dink ons moet bietjie anders begin dink oor beesvoer en laer opsig, nie dink net koring moet gefinansier word nie. Ons kan beeste te lank in die agterbeen gesuig en ons het hulle daar die marginale grond loop en eintlik nooit hulle vir 'n totale wins gaan sluit nie. Ook wat 'n ras dit is. Ek dink dit geld vir ander rasse, alle beesrasse. Hierdie hallo. Sa. Kan we hoor? Daar sê. Wat die voerkraalbedryf vir ons beteken is dat dit 'n nuwe perspek gegee
vir 'n lewenslandbou. Veral as jy meer voete op jou grond het en jou koringbedryf kan afwissel. Want ons het hom al gedruk al tot en met 2 koeie hektaar. En dan as jy daai 2 koeie se kalvers inbring vir die voerkraalbedryf, dan moet jy kyk hoeveel daardie 2 kalvers vir jou per hektaar gaan inbring in jou sak. So dit maak 'n hele ander benadering tot jou graanbedryf. Jy kan jou gronde meer beter benut om fusarium en pythium en daai klas siektes, wortelsiektes deur af te wissel met 'n multispecies veiding en jou koeitroppe daar nou en dan die volgende jaar jou grane. Ons sal gehad al waar jy maklik 'n ton grane meer en goeie graad kry per hektaar met hierdie wisselboustelsel en dan die spin-off voedkraal toe. Nee, ek wil net gesê, ons is ook baie vinnig om te praat oor die spesiale slagdierevoer. Wat van jou uitgooi koeie? Dit was vir my grootste eye-opener. En net met 'n mindset change van hulle hoef nie vet te wees nie, verander net 'n graad. Dis al wat ek moet gedoen het. En net om 'n graad te verander, jy sit 'n bietjie kilos by, dis 'n paar dae na of 'n maand, net bietjie langer in 'n maand, 30, 40, miskien 50 dae, en change net daai graad. En jy sal baie surprised wees om te sien wat daai koei gaan by 'n veiding op 'n slagpale. Is daai adding value? Dankie. As ek eintlik kan lê, ons staan baie keer in hierdie opsig gepad saam met ons kliënte en dis waar ons redelike finansiële modelle het. En ek dink baie faktore is binne ons beheer en baie nie. Jou slagprys en jou aankoopprys is nie. En baie keer sal ons voor ons 'n kliënt aanbeveel om so iets te doen, te kyk maar wat is die situasie? Dis nou moeilik want dit is 120 dae later. Maar die modelle sê veel presisie wat jou ideale slaggewig op die huidige omstandighede. Wat ek ook miskien net kan bygooi, ons het al baie gesien as 'n kliënt die eerste keer begin voer en hy's nie gewoond aan nie, betaal hy skoolgeld. Ons sal maak seker jou aanpassing is reg, jou rumen mikrobes moet aanpas van hoë vesel na hoë styselvertering, kyk na kripspasie, kyk na dit. En ek wil per se 9 uit 10 keer brand jy ou my vingers. Na die eerste sessie dan weet jy, ek het geweet ek moet dit doen, maar ek het dit nie gesien nie. So ek sou altyd aanbeveel as jy die eerste keer doen, begin miskien op klein skaal, kom in die ding en ek dink iemand het ook hier genoem van die aanpassing op die plaas, is baie keer die groter ding. Laat as jy 'n fout maak, laat dit nie 'n groot fout is nie en dis ook 'n leerproses en ek dink mens sou nooit opleer nie. Elke situasie, elke jaar is anders en mens hou aan leer om dit te verbeter. Ja, ek dink jy sê 'n groot ding daar, so ek dink gaan leer by ander mense. Logner hulle het al al die foute gemaak, so gaan ry dan na hulle toe. Hulle weet nou wat jy moet doen. En dan 2 beeste op 'n hektaar hierso, ek weet nie, hulle is daai klippe soos ek al lyk so spoelklippe, soos 'n hierdie kant toe lek en dan weer daai kant toe lek. En is nogal, kan dit nie dink as jy deur uit dat bes 2 diere op 'n hektaar jy kan aanhou nie. En we gaan net so ons volgende vraag toe. Cedric, as dit kom by genetika, wat ek hierdie vraag wat ek klopt dan vergeet, dan gaan ons maar net so. Is daar voorbeelde om jou kalvers op jou plaas af te rond met betrekking tot genetiese tendense? So as ek nou klopt se vraag reg verstaan, die genetika wat julle binne op die plaas gebruik, is sekere genetiese lyne wat beter doen, wat anders is, en het hulle manier hoe julle daar ding. Nou het ons vandag 'n mooi ekotipe voorstelling gehad. Is daar 'n basterkrag tussen, ek kan sommer ek jou vraag op, maar is daar 'n basterkrag tussen my verskillende ekotipes wat dan ook kan bydra tot 'n beter groei as met afronding? Ons moet onthou, basterkrag is net voordelig met die eerste kruising. Ek glo eerder aan om cumulatief bietjie en bietjie verbeter. Elke billyn wat ons gebruik ons 'n ander kleur tag. Ander manne het weer sekere nommers, soos Logner hulle doen met sekere nommers.
die 600s, die 300s, die 200s en so. En dan kyk jy hoe die biesebilkalvers ontwikkel in die voerkrale. Hoe doen hulle in die voerkrale? Daar sal sekere uitblinkers wees en sekere bulle wat nie gaan lekker wees nie. Hulle is average, anders is die uitblinkers. En dan gaan kyk jy weer na die halfsusters van die kalvers wat op die veld is. En dan sal jou oë opgaan, dan is gewoonlik die verse by die eerste bulvat ook. Hulle is gewoonlik on the go, eerste. So dan gee dit vir jou 'n rigting min of meer, en sê, die bulle gaan ek gebruik, ek gaan meer spesifiek klem lê op hierdie teellyn of hierdie doelwitte. Verstaan, en dit het 'n profound effect. Jy kan dit sien, dis kwantitatief wat jy dit kan sê. Dit is so. En dan kan jy sinvolle besluite maak in jou eie kudde. Ek moet sê dat die oomblik as jy self begin afrond en jy vat die gemiddeld tussen die verse wat elke jaar dragtig is en jy gaan kyk na watter kalvers vinnig van die beste afrond het, dan gaan jy sien daar's 'n korrelasie wat ons nou al getrek het, is dat daai kalvers wat inkom in die afrondingsproses uit die blok uit van dag 1 af en dan kom hulle vinnig op hulle maksimum gewig en hulle sit vet aan. Daai susters, halwe susters in die veld is die wat eerste bal vat. Ek stem saam presies met wat ons het gesê, ek kan dit confirm by ons is dit dieselfde geval. Nou ek moet sê, as jy self begin jou eie diere afrond, dan slag jy aan baie van die bulle wat jy baie van gedink het al die jare. Dit kan ek vir jou garandeer hoor. Jy gaan 'n redelike paar van hulle slag. Tinus, ek wil net bysit ook. Gewoonlik op die plaas as ons speenkalvers verkoop het hulle van speen op 'n lorry gegaan weggegaan. Omdat ons nou vir hulle ekstra 120-150 dae hou op die plaas, sien jy al die foute op hulle ook. So dan sien jy jou balprobleme, jou voetprobleme, alles wat uitkom op die kalvers. Dan kan jy weer teruggaan na die koeie en die paas en jy kan sien wel hier's 'n moeë probleem, ons moet dit nou uitsort en raak. Die ontslaaf van daai koeie en daai bulle ook. So it allows you to make sure your cow herd is improving each year because you can pick out the faults every year that there are. Dankie Josie, iemand wat hy laaste stukkie vertaal, ek het glad nie verstaan nie. Logner, as ons kyk, ek ken jou nog 'n lang pad en ek weet jy het al 'n paar voermaatskappye oor die jare gebruik. Ons sit nou vandag hier met die hees en is mens wil nie een plek met 'n ander plek net nog vergelyk nie. Maar as ek kyk na die sukses en die stories waarvan jy praat van die hees en ek weet ek kan dit by 'n paar ander ouens in die noorde van die land ook sê. Waar skryf jy sukses toe en wat is die sukses tans op julle plaas as jy dit in gaan dit nou oor die rand en sent tot in jou bankrekening eindig, is dit nie? Ja, kyk, alles kos geld, so goedkoper jy jou dier maak gereed, maak aanvaarbaar, kan afrond, hoe beter. So vir my was daar 'n paar goed, een by die aanpassing, geen teken van suurpens, hoegenaamd, nie een enkele geval nie, dit was, so daar's baie goeie, ek sal nou nie die tegniese dele weet nie, maar julle wat ongelooflike buffers of iets in en julle voed hom, maar ek kan self daar uitbrei, sal hom vir julle gee vir die tegniese vraag daarvan. Laer innames, baie innames het verskriklik geval toe ons oorgaan die eerste, ons het 'n paar krale teen mekaar gevoer, ek gaan nou nie die ander se name noem nie, ek dink dit is nodig nie. Al wat ek daarby wil sê is dat die innames was 40% laag op die dies. So ek dink daai S4 storie wat Julie vir ons net verduidelik het, daar het ek dit gesien, daar het ek die effek daarvan gesien. Ja, so ek kan sê innames definitief laag en dit het op jou in die forum sit was baie beter want ons het nog steeds dieselfde vergroei en teendeel beter en ons het omtrent 'n 3,5% beter uitslagpersentasie gehad. So ja, ek moet sê op die afrond kraggereedheid sal ek sê was daar 'n verskil in terme van die produk per ton, die konsentraat, die HPK was in daai tyd in die mark omtrent so 5% duurder as die ander HPK's. Maar op die ou end van die dag was die inname 40% laag. So die totale voedingskostes was omtrent 35% goedkoper weer geweest. So ja, ek dink dis maar wat ek sal sê. Dankie Tinus. Hierdie ons praat nou van FLC 100 en dit is die produk wat nou regtig uit staan. Ek het nou lank oor die produkte gepraat, maar
as jy het nou in 'n TikTok vorm vir ons kan opsom, so vinnig, want dis mos hoeveel ons aandagspan is deesdae. Wat maak die produk of julle produkte en veral hierdie produk so uniek? Ja, dankie. Ek weet nie, aan die einde van die dag, dit gaan oor roem en gesondheid. Ek dink wat die produk uniek maak is, in die noorde, soos jy genoem het, daar voer ouens hom in die chop 90% saam met 10% konsentraat. Hier voer ons 35% refoer saam met surfsels. En dit bly werk, maar dit gaan primêr oor jy moet die roem en gesond kry. En dis hoe ek ook net nou gesê het, met die aanpassing is krities. Want in daai periode is wanneer jy jou roem en kan ek maar sê regs, soos die almetaal is, jou roem reg kry om whatever jy vir hom gee te voer en effektief te doen. En ek dink ons het al baie gesê, ons primêre fokus, ons soek nie die beste groei nie. As jy gaan kyk na die ekonomiese ontleding, so ek sê het, jou eerste faktor is jou aankoopprys slagprys, wat ons nie baie aan kan verskil nie. Die tweede ding is jou voeromsetverhouding en die hartseer is niemand meet dit nie. En selfs van die groot kommersiële voerkrale, daar's 'n manier om dit te meet, dis net te veel werd. Ek wil net op die genetika ook gevra het, ons het 'n growthstelsel ingevoer van Kanada af, 2 inteendeel, 1 het ons in beeste gedoen en 1 op skape. Wat ons gekyk het wat die genetiese verskil is of tussen diere, en daar's ongelooflike variasie, maar aan die einde van die dag is dit die goed wat belangrik is. Ons meet dit nie. Ons meet nie voerinname nie. Ons kyk na groei want dit is maklik om te meet en ons weet as die dinge nie hak. Dis die volgende ding, is jou uitslagpersentasie. So ja, as jy my vra wat maak die produk uniek, ek dink net nommer 1, die bestuur is 'n groot ding, mense moet dit nie weggooi nie. En ek dink Lognerle en almal wat hier sit, speel 'n baie groter rol as die voer. Ek meen dis maar 10% die konsentraat wat ons gee, maar saam met dit kom die bestuur, jou kribbestuur, jou maak seker jou diere is aangepas. Maar as alles dit in plek is en jou roem en werk, dan kan dit hier nie anders as om ekonomies te groei nie. Ja, ek dink as ek nou vandag iets werk, daai roem wat werk is nou regtig 'n groot verskil. Ek dink baie keer in ek dink die verlede het voerkrale dit ook baie keer mis gekyk. Ons gekyk hoeveel energie ons kan indruk vir wat ons kan terugkry. Anders en ons het dan nou so 'n bietjie gepraat, ek het so 'n bietjie my vrae voor uitgespring. Maar as ons kyk nou en ons het nou gepraat oor foute wat mense gaan en die dinge wat mense leer. As jy terugkyk oor julle pad wat julle gestap het om julle diere self af te rond. Wat sal jy sê is van die grootste les wat julle geleer het en die paar na die ouens kan uitkyk om op die plek te kom waar julle vandag kan sê, maar weet jy, ons kan 4 maande se terughou van diere kan ons bekostig, want dit werk vir ons vandag baie beter uit en diere is die goeie wat ons vandag weet. Ja, dis 'n redelike mondvol daai, né? Ons het nou al genoeg kere dit gedoen dat dit kyk, volgens is 'n beheer omgewing. Jy kan nie kos beheer, jy kan nie water beheer, jy kan nie tyd beheer. So dis beheer, dis 'n maklike ding om te finansier, baie maklik as koring, want koring is waar reën afhanklik. September maand bly die reën vir 2 weke weg, dan halveer die oes. En 'n voerkraal as jy jou bestuur reg kry en konsekwent is, jy moet elke dag daar wees, jy sorg jou krappe skoon is, sorg jou voerbakke skoon is. Kyk, stap die osse, kyk of hulle gelukkig is. Hou by jou rantsoen, doen jou aanpassing reg. Is dit eintlik 'n baie beheerde stelsel. So daar's 'n min risiko aan die geld wat jy gaan leen vir die ou wat vir die finansiering doen. Daar's min risiko's vir hom en min risiko's vir jou en ons het in 3 siklusse wat ons al gevoer nog nie ons verloor. En dit ja, so ons het basies geen mortaliteite nie. So dis vir my 'n baie lae risiko ding. Dis vir my net 'n gegee, jy doen dit net want jy kan al voor jy dit al by jou som maak. Al wat jy 'n bietjie by die voet as jy slaap op einde, is miskien R3 op of R3 af. Maar die marge is so goed. As jy ons self voer, 'n bietjie background, as jy kan 'n bietjie langer in die veld hou, 'n bietjie groter maak, self afrond, is jou marge so goed, daai R2 of R3 wat die prys, die slaapprys waar jy aan regter invloed het nie. Dis why ons het gegee, ek kan nie dink, is 'n nou begin, ek kan nie dink wat so lankal verdoen het nie. Michael, ek gaan terugspring na jou toe. Ons praat nie oor voer, maar as ons kyk na Nguni en ons kyk na meeste van ons inheemse rasse, dan praat ons van 'n ras wat eintlik hou van gras en hy wil gras omsit in vleis in. En daai refoer is waarvoor hulle gemaak is eintlik. En as ons praat ons nou hier gehoor hoe belangrik dit is dat jou rumen gesond is. Julle oor die algemeen gee meer refoer as wat as wat 'n ander rasse sal doen, want jy het minder van jou diergoed nodig. Hoe werk dit vir julle op hierdie stadium uit en hoe lyk daai onkostes vir julle?
Ja, iets wat ons in die Weskaap baie van het, is strooi. Dit is 'n redelike groot persentasie. In die voer en dan jy soos wat jy sê, die diergedeelte is maar minder. Daar is nog 'n koste, make no mistake, maar die inname is ook 'n groot ding soos jy al voorheen gesê het. Dit is vir my ook 'n weer eens 'n mindset. Daai bulle kom, hulle vat letterlik 2 happies, dan gaan lê hulle weer. Bietjie later dan kom hulle vat hulle weer 2 happies en dan gaan lê hulle weer. En daai hulle staan nie meer langs 'n kosbak, laat ek dit so sê. En daai ja, ons het baie refoer en dit is redelik 'n goedkoop komponent hier vir ons. So dit is definitief, dit maak 'n groot verskil hier waar ons nou is. Dis hier. Dit pretty good. Ek kan net sê julle maar saam, want julle twee werk ons maar saam in hierdie area saam en julle werk by meer as net die X-teens. As ons kyk na die refoer by die Goonies, hoe meer nodig of nie meer nodig is nie, maar verkies meer van dit. Wat is julle ervaring as julle so op die plaas rond Kaap? Ek dink julle twee kan maar so saam antwoord, so sin. Ja, wat ek gesien het tot op hede, as ek voerkraalrantsoene formuleer, spesifiek wat ek en Logner baie praat, is by Goonies werk ons gemaklik met 'n 35% insluiting van strooi as ons 'n rantsoen saamsit, waar ons heel moontlik by ander vleisrasse kan afkom dat jy tussen 'n 20 en 'n 15% insluit. So ek het net ook met my presentation gesê, dis vir my 'n fenominale ras as ek kyk die hoeveelheid refoer wat ons kan voer en die effek van voer-omset-verhouding. En dit is maar net die winsdrywer daarso. Ek dink aan die ander kant van die muntstuk, is ons almal weet energie dryf groei. As jy nou kyk dan, as ek praat meer van die noordelike halfrond, soos ek sê, almal voer of redelik baie chop of mielies. En miskien is jou groei beter, maar daar's ook 'n fyn balans tussen, onthou dit gaan oor waarde toevoeging. Hier is strooi. En dis waarde wat jy toevoeg nie net op die dier nie, maar ook op die strooi. Dit is goed, dit is grondstof wat jy het. En ek moet eerlik vir jou sê, ek dink nie, en ek is saam met die vers baie versigtig om 'n ras uit te praat, want die ander rasse is ook ons kliënte. Maar ek dink nie jy gaan op 'n 35% strooi insluiting op ander rasse die groei en die uitslag kry wat ons hierso sien nie. Dis regtig fenomenaal. Inteendeel, as ek 'n aanbeveling nodig moet maak, nou is dit van die plaas af, ja, dit werk net nie. En die ander kant het ek ook besef, dis horses for courses. Ek weet nie Afrikaans so dit nie, maar daai is mieliewêreld, hierdie is die mieliewêreld, hierdie is strooi wêreld, so gebruik wat jy het. En ek dink dis hele konsep, gebruik wat jy het en sit daai roemen in 'n posisie om die beste te maak daarvan. En ek moet sê, ons doen verbaasend goed hieronder met dit. George, jou pa dan is so dan geraak, ons gepraat oor hoe mense koring saam met jou beesboerdery het hy aangeraak, hoe dit saamwerk en die mutualisme tussen die twee. Ons weet op hierdie stadium hoe goed gaan dit met ons koringprys en hoe hard hulle moet werk om eintlik gelyk te breek. Dis regtig op hierdie stadium snaaks. Hoe werk op hierdie stadium maak julle seker dat julle beesbedryf, julle koring deel van die boerdery help amper, as ek sê, as jy regte of ondersteun in 'n regenerative omgewing. Can you ask the question again in English, please? Jones, I just want to, we're talking about weed in the Western Cape. That comes to bite you, eh? So ons doen 'n wisselboustelsel met die koring en die bees. So 1 jaar is dit koring, 1 jaar is dit Mediklande. Maar wat ons ook doen is ons strooi lupine uit in die bitterlupine uit in die Mediklande en ons strooi 'n swart haver of koerog of iets in die lande uit. En wat dit vir ons toelaat is dat in die reenseisoen ons kan dan amper 2 koeie 'n hektaar aanhou. Ek wil graag by 2 koeie uitkom. Ons is nog nie daar nie. Ons is besig in die proses om ons beestrop groter te maak. Ek dink ons sit hierso om en by so 340 koeie, ek wil by 500 uitkom. En ja, dan sit jy in die posisie waar ook as die koringprys baie sleg is, jy kan sê ek gaan nie saai nie. Ek hoef nie meer te saai nie want ek het genoeg bees om my grond te loop. Maar wat ons wel doen, daai beeste wat op hy wisselbouland loop, die hoeveelheid fecal matter, urine, hulle
eet, hulle los hulle speeksel op die grond, daai vertrapping van die goed, die onkruidbeheer, die legumes wat die nitrogen in die grond sit, alles bou toe dat jy minder hoef in jou koring in te sit. Ons werk nie meer as 70 en op ons koring nie, waar ons bure 120, 140 en gooi. En ja, dis hoe ons dit werk by ons en ons sien dit werk baie goed uit. Die enigste probleem wat ons het by ons as dit baie nat jare is dat die beeste dan die weiding vertrap. Maar soos ons grond opbou, wil ons kyk om dit te verminder. Ek dink jy op by my volgende vraag ook geantwoord, so ek gaan nou skiep. Logner, as ons praat van colours voorspeen, voorberei vir afronding. So ek vra van is daar enige manier hoe julle benader, julle colours wat julle weet gaan voerkraal toe, dis die klomp het nie kat gemaak nie, is daar 'n manier hoe jy hulle hanteer, voorberei en dalk 'n bietjie background? Ek wil net van 'n vraag of ons braai mag verskoon. Hy sê hy wil net gee jou steaks met brand hê. Kan ons sommer medium rare. Okay, dis 'n baie goeie vraag daai, Tinus. Ek dink ek wil net gou vinnig aansluit by die vorige vraag van Josh. As jy die ideale omstandighede sal wees, ja, kyk daar wat jy sê, draai jy 'n bees. Of as jy 'n skaapboer is, draai jy 2-3 oeye. Die punt is dan kan jy jou insette dek met jou veefaktor. Want huidiglik sien ons almal die koringbedryf is nie baie lekker, hè. En ek dink as jy nou in 'n goeie posisie is wat vee betref, dan wil ek amper sê kry jy daarom die somme rond, maar die koring wil nie homself na verlede jaar rondmaak hè. Veral met die huidige pryse wat ons nou sien nie. Om jou vraag nou te antwoord, voorspeense afronding dink ek is baie belangrik. Ons almal gaan en ons doseer ons lammers op 6 weke, 3 maande, maar almal vergeet van die kalvers. Nou as jy jou kalf laai vir die voerkraal, dan gee jy nie om hoe lyk sy mediese toestand nie. Jy gee glad nie om en jy kyk net na die speengewig en jy kyk daaraan vas. Nou vir jouself is dit ook belangrik, maar as jy nou self die dier gaan afrond, dan kyk jy bietjie anders daarna. So as jy met 'n gesonder, swaarder kalf kan begin, is dit korter dae wat jy vir hom moet afrond. So ek sal sê baie belangrike punt is die gesondheidstoestand van jou kalf. Ek dink kom in met 'n vroeë doseringkie veral rondewurms, lintworms. Kyk na Clostridial pastorella inting en dan sal ek sê met baie belangrik. Kyk na jou koeie se lekker. Spreek elke mineraal en elke tekort in jou area aan dat jy 'n gesonde groter kalf kan hê waarmee jy kan begin. En ek wil eintlik sê Yuri Gentian kan nou hier aanval. Ons het al die jare gedink fosfaat is iets byvoorbeeld wat ons nie tekort aan het nie, want dis wat almal vir jou gesê het. En tot eendag ou vir my vra maar moet jy fosfaat gebruik as jy koring plant? Toe sê ek vir ja, toe sê nou maar dan het jy dalk fosfaat in jou grond, maar dis nie opneembaar nie. En ons het 'n enorme reaksie gesien toe ons fosfaat beginne grootendeels in ons lekke en goed inmeng. Nou Yuri kan vir ons bietjie meer daarvan verduidelik, maar wat ek as 'n boer daarvan kan verstaan is Michael Mesa. So ek sal sê sorg dat jy die beste kwaliteit kalf kan speen, gesondheid gewys en gewig gewys. Dan het jy net 'n gesonder dier en is dit 'n baie vinniger proses. Ja, dit kan 'n baie lang gesprek raak, maar ek dink as jy met jou kalf begin, jy begin met jou koei. En veral in laatragtigheid, daai kalfontwikkeling en daai tyd, jou kwaliteit van jou bies is krities. In die rumontwikkeling van daai kalf is wat hom gaan deurtrek vorentoe. So dit is baie belangrik. Wat die fosfaat dan betref, is fosfaat 'n baie interessante ding. Jou dier stoor fosfaat in sy beenstruktuur. Ek het self lank navorsing gedoen in beproefklas wat ons vir 8 jaar besig gevoer het. Party met en party sonder fosfaat en party net in die soorm. Dis 'n baie lang storie. Lank in die kort is in die eerste jaar was daar geen verskille nie. Die besetting was dieselfde, die oorwintering was dieselfde. Ons het hierdie elke 2 weke geweeg, elke dag lekinnames gemeet vir 8 jaar lank, ribbeenbiopsies geneem en binne die eerste jaar was daar geen verskil nie. Ons gemiddelde besetting was 97%. Breek nie nou nie, maar dis goed. En in die jaar daarna, na die eerste jaar, toe daai besetting geval met die groep wat geen fosfaat gekry het nie, na 76% in die jaar daarna na 52% toe. En in dieselfde tyd het daai koeie se gemiddelde gewig met 20% geval van waar die ander was.
En toe het hulle begin terugkom na die ander gewig toe, waar die ander koeie se gewig was, maar hulle besetting nog 50% gebly. En wat fisies gebeur het, daai diere het in die eerste jaar al die reserves uit hulle beenstruktuur getrek, so hulle kon cope met 'n korttermyn fosfaattekort. En in terme van skeletontwikkeling is fosfaat krities belangrik. Hy speel 'n rol in jou Krebs-siklus met jou energie-metabolisme. So ek wil amper sê, daai Reinforce P9 wat jy net opgesit, as jy niks anders doen nie, begin daar. Ek sal altyd vir ons weet jy, dit pad is lank om te ry, en nou ry altyd eers die 100 km. As jy iewers wil begin net op 'n P9 uitsit en kyk hoe jou diere reageer. Ek dink ons raak 'n belangrike punt, Jan, ek hoop dit nie iemand saam met my buite in die koelte nie. Maar ek dink baie ouens begin met 'n ras soos 'n Goonies boer omdat hy so maklik boer. Dis 'n bees wat vir jou teruggee, dis 'n bees wat hy het nie baie liefde en aandag nodig nie. Op 'n einde van die dag as jy wil geld, maar moet jy na jou koeie kyk en na jou vroulike diere kyk. En dis waar my volgende vraag aankom aan anders as ons kyk na hoe julle na julle diere kyk, nie net in die afrondingsstelsel, maar na julle koeie kyk en julle verse kyk. Hoe belangrik is daai spoorminerale, daai alles wat julle in julle lekker byst om seker te maak op 'n einde van die dag, want ek het 'n gevoel ja, julle beeste doen so goed en julle goeders, want julle doen daai klein goedjies reg. Jy sit 'n bietjie daai bietjie ekstra nie kos nie, daai nodige elemente in. Is net so 'n bietjie agtergrond vir ons daar kan gee. Kyk, as jy koring plant, dan doen jy grondonderling, kyk jy wat 'n kater is, of jy koper sink, mangaan, as 'n tipe te kater is, fosfaat kater, jy vul dit in jou koring aan. Maar ons het nog nooit gedink, hoekom het ek voel wat ek hoe bom ek so oud geword om dit te besef dat dit vir die beste ook eintlik nodig is. Want die beste is net wat jy eet, en wat die gras wat daar groei, kan man net veel gee wat die grond vir die gras gee nie, dat die beste. So as jy 'n koper te kater het, gaan dit deur na die dier toe. Ons het nooit gedink dit gaan deur na die koring toe, na die ander gewasse toe, ons nooit gedink gaan deur na die beste nie. Of te laat besef. En van dit ons met die Jesus, as dit soos een vriend van Logner gesê het, is fine dining. Ons gaan nie meer om die dier vol te voer met lek nie. Ons gaan om die minimum te gee teen 'n goeie kwaliteit, dat hy om sy minimum behoeftes aan te vul. So as ons 'n koppeltekort het, vul jy dit aan. As jy fosfaattekort het, vul jy dit aan. Jy vul nie, jy gaan nie na volledige, jy gee net 'n random lek nie. Jy gaan kyk wat 'n spesifieke tekort wat jy het. Wat maak die verskil? Want ons voel net dit. So jy gaan nie die goedkoopste lek vat nie, jy gaan die lek vat dat werk by jou. Want as jy jou koste per dier vat, dan gaan op 'n dag 'n koste per dier, koste per kop per dag. 'n Dierelek in 'n lae inname is baie goedkoper as 'n goedkoop lek in 'n hoë inname. En wat jy ry later net kos na jou plaas toe, jy gooi net die bakke vol in die diere eet en dit gaan mal. Maar as jy sommige maak sien, o, jy sê maar die lek kos dan nog baie geld, maar jy het niks bereik nie. Want jy het nie aangevul dat die dier se behoefte is nie. As die diere fosfaatbehoefte het, gaan die meer lek eet om daai behoefte aan te vul. En nou jou naam toe hoog, nou skielik klop op jou sommie rond hier. As jy jou fosfaat in die lek reg het, gaan die diere net soveel eet as hy nodig het en jou naam is baie laag. Alles die lek dierig, jy gaan nog 6 per kop. Minder gaan diere jou minder per dier kos. En ek dink vanuit dit lyk my meer onder beheer gekry. Ek dink daar is nog altyd, ons het nooit klaar geleer kry nie. Ons gaan nog altyd nog fine tuning doen. Maar ons kan die resultate sien, ons beseffingssyfer is baie goed. Ons sit hier met 'n koei wat kalf na loop hy 2 dae nog in die nageboorte het dan nie. As 'n koei gekalf het, is hy skoonagtig. Party koei het 'n dagte gekalf, want dan gaan mooi kyk, het die koei nog gekalf, want hy koei bewys nie as 'n werkie nie. Jy moet so vanuit is daai fyn goedjies reg kry. Is dit net of dit baie makliker gaan. Die koeie is gesond, die kalvers staan op by Jakob saam as hy maar hy speel. Jy het net die probleme nie. Dis net of dit soveel makliker gaan, maar ek dink as hy klein goedjies wat ons misgekyk het. Skielik ek gou kan inspring daarna. In terme van, jy weet, spoorminerale soos 'n weeskind. Mens, ja, dit is daar en jy kyk daarna, maar dis regtig 'n kritiese rol en ek dink mense moet ook kyk byvoorbeeld na interaksies. Ek bedoel daar is baie interaksies. Jy baie hoë swaalvlak het onderdruk dit jou opname van jou spoorminerale. So wat ons, ek gaan nie baie stories binne, maar wat ons baie keer doen is, of nie baie keer nie, wat ons doen in ons produkte, ons maak 'n kombinasie van organies, anorganies, daar's 'n kosteverskil, maar dit gaan ook oor effektiwiteit. Jou rumen het ook anorganiese spoorminerale nodig. En miskien net 'n praktiese wat ons uit die veld uit sien nou die afgelope week van ons kliënte op die eindse Reinforce P9, daai ding is baie hoog in spoorminerale, juis omdat die inhaling laag is, want jy wil 'n sekere hoeveelheid aanvul. En een van ons kliënte in Wakkerstroom het 10 koeikuddes. Een van sy kuddes wat back and claw gehad het, sy ander 9 kuddes was die inname 140-150 gram 'n dag wat ons verwag in daai area. Daai kudde se inname was 1 kilogram 'n dag. Wat dit sê weet ek nie.
maar dit wys jou daar's 'n behoefte aan iets. En jou spoorminerale, jou selenium is 'n baie belangrike rol saam met jou GPX om jou immuniteit te bou. Sink het 'n baie groot rol in terme van weefselherstel, as ook dink in terme van back and closure. Dis weefsel wat moet herstel. Ons sit byvoorbeeld in ons stadpellets wat 'n volvoerpil is vir stoediere. Baie fokus op vrugbaarheid, sit ons baie hoë sinkvlakke. En ons het 'n soortgelyke kliënt in naby Standerton wat dieselfde ervaar het. Sy diere wat op die produk was met daai baie hoë sinkvlakke het baie vinnig herstel. So ek dink spoorminerale en daai goed veral in terme van immuniteit is krities belangrik. Ja, ek weet destyds het Dr. Martin Ferreira nog spoorminerale navorsing gedoen by Tikkies en net op stres het hulle gesien dat die spoorminerale 'n ongelooflike bydrae het aan op serum produksie. So en al daai wat wys maar weer van die dag na gesonde dier toe as jy reproduksie werk, dan werk alles gewoonlik goed. Ek maak dit ook vir die gehoor